baie welkom aan elkeen van julle wat hier is lekker om julle almal hier te sien. Dit was nou die laaste retreat waar Paul en besig en amper gedink, ons gaan nie 'n Kersdiens ook kan inbring nie, en nie. En ons is net so dankbaar, ons kan wel een hê. So ons gaan lekker saam sing, lekker saam luister, lekker stil raak en al die dinge en die Here loof en prys. Julle sal nou sien, Michelle en Anton sit daar agter. Michelle neem vir ons op vir oggend ook, sodat ons hom hierna kan uitstuur vir die wat nie hier kan wees nie. So, jy moet nou maar net lekker sing deur daai masters. Weer dat dit nou klink, dat ons dit daarom kan hoor. Michelle het nou vanoggend hier vir my gesê, dit vir my, ek het nou 'n kans gevat, en die een van die groot koppe gepraat, kyk net, en dan gaan ons nou uitsaai, kyk net, so jy moet nou sing, nie raar nie. Daarom soek julle dat jy daai nie kan lieg, as jy kan lieg en jy steel ook. Maar sit lekker saam, geniet dit lekker, en loof en prys die Here. Wie sit daarom nou niemand hier was nou toegemaak, so dis goed, so ek hoef nou nie te sê, kyk maar, luister maar, kyk maar vir Anton, hulle staan julle saam, as hulle sal kyk, ons wil nie te veel tussen hier aantoelik nie, so dit sal op die borde wees staan, die gemeente staan, of sit, waar die gemeente dan by sit. So, hou maar net op, en as jy dit ongeluk, wie staan nie, niemand staan nie, jy weet, dan gaan ons nou nie 'n groot ding daarvan maak, dit is nou nie 'n probleem nie, maar van wie kan lekker staan en lekker sing en die Here loof en prys. So kyk maar op die bord vir dit net en vir daai dinge. En dan moet ek net gou dan van my kant af net dan sê vir Anton en vir Rolf en vir Elsay en vir Petrie en vir Zeldi daarbo. En dis nog aan rekord vir Michelle en Anton vir Blaans ook dankie sê. Vir hulle tyd en vir hulle moeite ook en vir alles wat hulle saamgebring het om hierdie ding te laat werk, of die Kersprogram, die sangdiens te laat werk en in te klim op so 'n manier dat ons dit almal kan geniet. Jy weet, die ouens sonder daai ondersteuning, dit is 'n ou regtig, jy weet, 2 jaar verlore, en ek moet sê, hierdie COVID tyd met die opnames van die preek en die goed wat kon uitgaan, het jy dit nie huis kon kyk voordat ons kon kerk toe kom. Voltyds was Michelle en Anton het van die begin af gesê, ons toerisme is beskikbaar, vryheid beskikbaar gewees, elke keer op haar pos, en reg met dit gewees. So wees is so dankbaar vir dit, en Petrie se werk na die tyd om dit te verwerk, om op die internet te kry, en op YouTube uit te kry. So ek moet regtig net van die geleentheid gebruik maak om ook vir hulle dankie te sê vir dit alles. Johan Strydom van Optoevind het 'n gediggie geskryf, hy het eintlik hierdie diens vir miskind op 'n stadium so saamgestel, ons het hom net so 'n bietjie aangepas en verander. Hy sê vanoggend ook nie gewees het, maar dinge het nou so 'n bietjie so uitgedraai, dat hy nie kon wees nie, ons wil net vir hom ook dankie sê dat ons sy gedig mag gebruik. En dat ons hom kan voorlees, nou ook 'n pragtige gedig wat hy vir ons gegee het ook, so dat ons dan bietjie kon vat en kon verander in 'n program wat hy dan ook 'n tyd terug opgestel het. Die verjaarsdagwense, welkom in die ouens daar ook in huis vir Moos, as ook julle geniet dit en sing lekker saam en saam met ons ook. Verjaarsdagwense 7 Desember, Lottie Kraas en Mariana Olivier, 8 Desember, Magdalene Dippenaar en die 12de Johanna Strydom. So baie geluk aan al die mense wat verjaar en die ander ook, mag dit vir die volle tyd vir wees. Dan ook gelukwensing aan Edward en Luzandi Lou met die geboorte van hulle baba dogtertjie as ek nou reg is, en so ook baie welkom saam met ons ook en vrede vir julle ook. Dan het meegevoel ook aan Derek Vry met die afsterwe van sy pa, en dan ook vir Win en Mervin Strydom en familie met die afsterwe van hulle oom. Ek dink die diens was ons nou, Mervin as ek nou die week gewees moet en nog volgende jaar, so sterk ook vir julle. En dan aan die siekes, mense wat siek is en dit nie so goed gaan nie, Ina van den Nest, Martha Kent, Rihanna Martensen, en Henrietta Gunning se ma wat ook in die hospitaal is vir ons. Dan kan hulle ook enig iemand anders op staat, nou nie 'n naam hier op weet nie, stuur dit vir ons deur, ons sit dit op, ons bid ook vir almal, en glo ook dat spoedige genesing sal wees en herstel. Dan bereidende lidmaatskap ontvang van Louis Klaas in 2de 4. So Louis, baie welkom.
die by ons ook, vanoggend ek het met het jy daar gesien en kom baie welkom by ons en ons blye lidmaatskap kan ook nou hier wees. Ons gee aandag aan die ander wat so inkom en wat op die lys kom en kyk dat ons dit ook alles op tafel kry. Dan het ons die 16de Desember geloftediens om 9:00 die oggend. So ons nooi julle graag uit na die geloftediens toe. Die tema is laartrek oomblikke in die lewe. En ek het nou die teks wat ek uitgestuur het, Psalm 18, maar dit was 'n klip gewees met Psalm 34 wees wat ons teks gaan wees daar oggend ook. So ons nooi julle ook uit om geniet ook die diens saam met ons. As ek nou klaar, ek dink op al die afkondigings en die dinge. Volg maar net so saam met ons op die bord en alles die verloop. Ek gaan 'n blote messien groet doen. Ek gaan ons so stilte hê, dans 'n stil gebed. Klokke lei en dan liedere wat gesing word en dan sal alles so daarna volg. Hou maar net die bord op, julle sal ons weet wanneer moet julle saam sing en wanneer nie. Wonderlike Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid. Dit is so 'n groot voorreg om hier by mekaar te kan wees. Vergader in U naam. Here, U is so groot. U is bo alles verhewe. En as ek net weer dink, en ek dink elkeen van ons daaraan dink dat U wat so hoog verhewe is, wat God is en die Here is vir wie ons respek het, na wie ons opkyk. En ons besef net weer dat U bereid was om mens te word. In die vlees, God met ons te wees. Dan voel ons eintlik so klein en nederig. Ons weet baie keer nie regtig wat om met die gedagte te maak nie. Want dit is so oorweldigend. Dit is so groot. En ons kan baie maklik gaan en sê, dit is eintlik nie waar nie. Dit het nie regtig gebeur nie. Dit is 'n valsheid. Of ons kan totaal en al ons harte en ons verstand, soos die herders en die wyses en Maria en Josef en almal wat so diep aangeraak was, die disippels later ook, wat die geloofsverhaal verder vertel het en versprei het, kan ons ook ons harte oopmaak, aangeraak wees, oorweldig word met U liefde en U genade in ons lewens. En ons kan uitroep, soos Paulus sê, Abba Vader. Ons kan uitroep en ons kan sê, Jesus Christus is die Here, die Verlosser, die Messias, die ek is. U is die een wat was, wat is en wat sal wees tot in alle ewigheid. En dankie dat ons weet, U skep ook vir ons, deur Jesus Christus se menswording, 'n toekoms, ver aan die ander kant in die lewe, en gee vir ons hoop, en dat daai hoop in ons kan lewe. Dankie vir die lig, wat in die duisternis kom skyn het, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daarom is U die ware lig, die lewe, vir die wêreld. Aan U kom toe die lof en die eer tot in alle ewigheid. Amen. Liewe gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van julle, van God die Vader, van die Here Jesus Christus en van die Heilige Gees. Ons raak so oomblik net stil.
skadu bly. En gee dat elke aand se vreugde en vrees eindelijk nietig word vir my. Elke afdraai paadjie ken ek, elke keer het ek gedwaal, elke keer het hy my iewers omhaal. Maak dit hier die laaste maal. En elke dag is 'n gedagte, en elke kamer net vir u, en elke aardse droom van rykdom en roem, net 'n skadu teen die muur. Wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleen. En eindelijk smag ek na die waters van rus. Lei my Heer vandag daarheen. Ja, wat ek is, dis net genade. En wat ek het, is net geleen. Eindelijk smag ek na die waters van rus. Lei my Heer vandag daarheen. Lei my Heer vandag daarheen. In die begin was die aarde woes, leeg en donker. Maar God het gesê, laat daar lig wees. God het deur sy profeet Jesaja bekend gemaak dat die Messias 'n lig sal laat skyn. En sê in Jesaja 8 vers 23 tot 9 vers 1: Maar in die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donkerte wees nie. In die verlede het die Here die gebiede Sidon en Naftali verneder, maar in die toekoms sal hy die pad na die see van Galilea toe, die Jordaanstreek en die gebied van die heidene in ere herstel. Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. Hierdie profesie word ook dan vervul in Johannes 1 vers 1 tot 5. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom
was daar lewe. En die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Deur die profete het God bekend gemaak dat 'n Messias gebore sal word. Jesaja voorspel in hoofstuk 7 vers 14. Die Here sal daarom self vir julle teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. Hierdie profesie word vervul in Matteus 1 vers 18 tot 22. Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het dit gebleik dat sy swanger is, sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef, wat aan die wet getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande bemaak nie, het hom voorgenem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en vir hom gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie. Want in haar is wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit alles het so gebeur, sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het vervul sal word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit beteken God met ons.
vandag dink ons aan die woorde van die engel Gabriël. Maria, genadigde, ek groet jou. Die Here is by jou, my kind. Jy sal wees die maagdelike moeder van 'n verlosser, 'n ewige koning. Jy mag nooit twyfel nie, my kind, want niks is vir God onmoontlik nie. Die ek die engel reg verstaan, hoekom moet ek dan kies? Ek is net 'n timmermansvrou uit Nasaret van alle plekke. Ek is dan so arm en nie eens baie mooi nie. Ook nie vreeslik slim nie, boonop maar met 'n eenvoudige familie. Maria, hoekom twyfel jy? God kyk nie na ryk, of mooi, of slim nie. As hy jou 'n taak gee jou ook die krag om dit te kan doen. Elke skepsel van God is spesiaal, en jy is die uitverkorene vrou wat bewonder sal word. Daar is baie Marias, maar jy sal bekend staan as Maria, die moeder van Jesus. Ons loof en prys God vandag oor Maria se antwoord. Ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat U gesê het. Nadat Maria Jesus die eerste keer gevoed het ek gesien hoe ma en kind tevrede insluimer. Ek het die kind saggies uit Maria se arms probeer lig. Maar sy het wakker geword. Ek het haar gerus gestel. Ek sal hom in die krib gaan neerlê, sodat jy kan slaap, het ek gefluister. Sy het geknik, te moeg om tee te stribbel. Teen die tyd dat ek Jesus in die krib neergelê het sy weer geslaap. Ek het self weer gaan lê, laer as die krib. Ek kon die baba nie van daar af sien nie. Alles was doodstil. En ek het geweet dat die slaap my ook binnekort sal oorval. Ek het verby die tydelike baba bed gekyk, na die sterbesaaide hemelruim, en daarna gestaar. Amper aan die slaap het ek gedink aan al my voorvaders, wat onder dieselfde sterrehemel geslaap het en vol hoop gewag het op die kind wat ek sou kon aanraak as ek my hand net sou uitsteek. Ek het gedink aan al die beloftes en teleurstellinge deur die jare heen. God moes my volk vorm deur hartseer en lyding. Maar daar in die krib bokant my het God se finale antwoord gelê. Toe ek sy naam die eerste keer uitgesnik het ek eenvoudig die Engelse opdrag gehoorsaam. Ons sal hom Jesus noem. Want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Ek het my oor gegee aan die slaap
verseker dat Jahwe oor ons sou waak. Die Heiland is gebore, soos leeuwe reeds voorspel. Daar in die stad van Dawid word hy Immanuel. Met blye hemelkore wil ons verkryg en sing. Ons Heiland is gebore, dis hy wat reding bring. Die lig kom aan die wêreld, en Jesus Christus Heer. Uit liefde vir die mensdom, daal hy as liefstig neer. So lief het God die wêreld, hy gee vir ons sy seun. So word hy ons verlosser, ons middelaar en Seun. Die glo in Jesus Christus, word nou sy eiendom. Hy gee die erfenisskap aan die wat glo in hom. Juist daarom juich ons harte, opnuut die Kersfeestyd. Ons Heiland is gebore, vergeldig wereldwyd. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now hear the angels sing, a King was born today. And man will live forevermore Because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flocks by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seems to come from afar. Hark now hear the angels sing, a King was born today. And man will live forevermore Because of Christmas Day.
tears of joy, and as the people shouted, let everyone know there is hope for all to find peace. But now hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's voice out, Jesus Christ was born on Christmas Day. 3 manne het in die Haai Karoo die ster gesien en die engel geglo. Hul kieries en 3 bondels gevat en aangestryk met die jakkalspad. Al agter die ding wat skuif en skui, op 'n plakkie, 'n klip, 'n syferfontein, oor die sink en die sak van distrik 6, waar 'n kersie brand in 'n stikkende fles. En daar tussen esels en makreel die krib gesien en neergekniel. Die skaapvet, eiers en biltong nederig gelê voor God se klomp. En die Here gedank in gesang en gebed vir 'n kindjie wat ook die volk sou red. Oor die hele affære het uit 'n hoek 'n broeisbantam agterdogtig gekloek. born in the most humble places.
Give to love, to honor my sacrifice. Stella
Nasaret? Wat het in jou hart gebeur deur die nag in die versstal toe die kraampyn jou oorval? Was jy in diensbaarheid getrou, omdat jy die engelwoord onthou? Of het jy in jou hart meer begeer as 'n baba koning wat uit 'n krib regeer? Josef, pleegpa van 'n superseun, sou jy self sy naam wou kies? Of was jy in jou hart tevrede toe 'n engel hom die Jesus naam gee? Jesus kind, ons bring onsself tot reg hier langs die krib. Al wat ons wil doen is sing en die ewig hulde bring. Vader, vandag buig Hubertina in aanbidding voor U neer. U geskenk was ons grootste, daar's niks meer wat ons begeer. Soos die profete sê, in Bethlehem, 'n kind sal kom, wat in 'n krib sou lê. Dan het die kind, Maria en Josef gespeeld, die sonde van hierdie wêreld, om homself sou neem. En wie sou kon glo, wat hierdie kind, wat lag en speel en sing, vir al sy maatjies in die wind, en vir ons die lig sou bring. En wie sou kon droom, dat hierdie kind, die wonder laat gebeur, dat dooies opstaan, en dowes hoor, en sondaars sal bekeer. En wie sou kon raai dat hierdie kind vir 'n wêreld se pyn en nood as verlosser aan 'n kruis sou staan en opstaan uit die dood. Ek weet het gewis, dat hierdie kind ons redder is. En o, ek glo dit gewis, dat hierdie kind ons woord en redder. Soos die jare kom en gaan, sedert daardie dag, soek die mensheid steeds na lig, nog nooit was dit so laag. Volke, veg teen volke, een broer teen 'n ander. Dis wit teen swart, en swart teen wit, dit wend om ooit beland. En soveel mense wêreldwyd leef steeds in hongersnood. En dan kom en vigs en dan porsies, maak miljoene mense dood. En die dwaasheid van die mensheid word die wysheid van die Heer.
weer eendag terug sal keer, om as regter te kom oordeel, en as skole te weer. Verstaan jy nou, en kan jy sien, wie hierdie kuitjie is? Dat my regte ons enigste hoop vir hierdie Maranatha, kom, Here Jesus Christus, bring vir ons vrede, bring vir ons herstel, bring vir ons genesing. In ons harte, in ons wêreld, in ons dorp, in landkloof, oor ons terwyls kan dat ons hierdie genesing ook uitdra en gee, hierdie vrede gaan uitleef. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees, totdat hy weerkom. Amen. 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 Halleluja.